Ekskuus. Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in vandag se video gaan ons Genesis 25 doen. Kykie. Beeld lyk so dof. Anyways. Genesis 25. Ek net ons moet gaan ons oopmaak en toe maak. En vir die Here vra om vir ons die woord oop te maak. God en Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om weer van U te leer. Maak asseblief vir ons die woord oop, sodat ons kan hoor wat ons moet hoor en sien wat ons moet sien. Boet en bewaar en beskerm ons asseblief teen die aanslae van die vyande. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Okay, so Genesis 25. Die dood van Abraham. En Abraham het weer 'n vrou geneem met die naam van Ketura. En sy het vir hom Simran en Joksan en Medan en Midian en Jesbak en Soag gebaar. En Joksan was die vader van Skeba en Dedan. En die kinders van Dedan was die Asorite en Letusite en Leomite. En die seuns van Midian was Efa en Efer en Henoch en Habida en Elda. Hulle almal was seuns van Ketura. En Abraham het aan Isak alles gegee wat hy beset het. Maar aan die seuns van die byvroue van Abraham het Abraham geskenke gegee en hulle nog by sy lewe van sy seun Isak af oos laat wegtrek na die Oosland. So hy het vir Isak alles gegee. Tenminste het hy vir die ander kinders geskenke gegee. En dit is die dae van die lewensjare van Abraham wat hy geleef het. 175 jaar. Abraham het die asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel. Funny nie, ek het regtig gedog, ek gaan verskriklik huil as dit nou kom by Abraham se dood. Maar ek voel hy wandel daar saam met die Here. Hy het regtig 'n awesome lewe gehad. En sy seuns Isak en Ismael het hom, toe kom Ismael terug, nê? En sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die spelonk van Magpela, in die stuk grond van Efron, die seun van Sohar die Hetiet wat oos van Mamre lê. Die stuk grond wat Abraham van die seuns van Het gekoop het. Daar is Abraham begrawe en sy vrou Sara. Na die dood van Abraham het God sy seun Isak geseën. En Isak het gewoon by die put Lagai Roi. En dit is die stamboom van Ismael, die seun van Abraham wat Hagar die Egiptiese, die slavin van Sara vir Abraham gebaar het. Dit is die name van die seuns van Ismael. Hulle name volgens hulle afstammeling. Die eerstgeborene was Ismael, Nebajot, dan Kedar en Adbeel en Mibsam en Misma en Duma en Massa. Hadad en Tema, Jetur, Nafas en Ketma. Dit is die seuns van Ismael en dit hulle name. In hulle dorpe en laars 12 vorste volgens hulle volksstamme. En dit is die lewensjare van Ismael, 137 jaar. En hy het die asem uitgeblaas en gesterwe. En hy is versamel by sy volksgenote. En hulle het gewoon van Havila tot by Sur, wat oos van Egipte lê, in die rigting van Assur. Teenoor al sy broers het hy hom gevestig. Esau en Jakob, nou obviously is dit een van die bekendste stories in die Bybel, Esau en Jakob. En dit is die geskiedenis van Isak, die seun van Abraham.
Abraham was die vader van Isak. En Isak was 40 jaar oud toe hy Rebekka, die dogter van Betuel, die Arameer uit Padan Aram, die suster van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. En Isak het die Here gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar. Shame, net so Sara, nee. En die Here het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. Ek het net gekyk of my, as hy daar is hy bietjie beter. Ek smeek vir God vir sekere goeders, soos rarig. Ek hoop die Here hoor my. So, Isak het vir God gesmeek om vir Rebekka vrugbaar te maak, nee? En toe het God hom gehoor. Dis baie mooi. Vers 22, en die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om die Here te raadpleeg. En die Here het haar geantwoord, sien die Here praat met Rebekka, nee? 2 nasies is in jou skoot, en 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam. En die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En toe haar dae vervul is, dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore, rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. En daarna sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte. En die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld. Maar Jakob was 'n vredelewende man wat in tente gewoon het. En Isak het Esau lief gehad, want wilsvleis was na sy smaak. Maar Rebekka het Jakob lief gehad, jene. En Jakob het 'n kooksel klaar gemaak, en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau vir Jakob, laat my tog sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eersgeboorte reg aan my, hy sies. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe, en wat baat die eerste geboorte reg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer, en sy eerste geboorte reg aan Jakob verkoop, vir 'n bietjie sop. Dat staan nie in die Bybel nie. En Jakob het aan Esau brood en kookselensies gegee, en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy geboorte reg verag. Dit is die einde van Genesis 25. Die bekende storie van Jakob en Esau. Esau en Jakob. Esau het sy geboorte reg verkoop vir 'n pak lensiesop, basically. Ek dink die mannetjie was seker maar baie hongerig gewees. Okay, dis die einde van die hoofstuk 25. Baie dankie dat julle my gejoin het. Julle moet 'n awesome dag hê.